Nou, vandag is ons nou al by ons 13de lesie oor funksies. Ons het nou al mooi gevorder en ons het nou al gedoen die reguitlyn, die parabool en die hiperbool en ons het by die eksponensiële vergelyking uitgekom, eksponensiële funksie. Nou in vandag se lesie gaan ons nou kyk, wanneer ons die grafiek van 'n eksponensiële funksie het, hoe om die vergelyking van die eksponensiële funksie te bepaal. Nou baie belangrik wat ons moet onthou mos met ons eksponensiële funksie is en met elkeen van ons funksies is mos ons standaard vorm, né? So ons standaard vorm waarin ons eksponensiële funksie voorkom is y is gelyk aan a maal met b tot die mag x plus q. Waar die invloed van a het ons gesien is, as hy positief is hy bo die x as hy negatief is my eksponensiële funksie onder die x as. En die invloed van die q is ons vertikale verskywing. Nou, dit is moontlik om die vergelyking van 'n eksponensiële funksie te bepaal as ons die volgende het. So, ons benodig, met ander woorde, die y as afsnit en ons benodig die vertikale verskywing. Wat is ons vertikale verskywing? Ons vertikale verskywing is met ander woorde ons q. En ons praat ook van dit as ons horisontale asymptoot, né? Ons het genoeg inligting nodig om die vergelyking te bepaal. En dan, wat ons nog benodig, is 'n koördinaatpaar. Dit is wat ons benodig. Wat ons gaan gebruik om die vergelyking van 'n eksponensiële funksie te bepaal, is ons gaan gebruik die standaardvorm y is gelyk aan a maal b tot die mag x plus q. In die eerste plek gaan stel ons die horisontale asymptoot in. In die tweede plek stel ons die y as afsnit in en ons los vir a op. En in die derde plek stel ons die koördinaatpaar in. Nou as ons die koördinaatpaar instel, dan kan ons vir b oplos. Goed, so kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Ons het nou die volgende sketsie en hulle gee vir ons dat ons horisontale asymptoot hulle vir ons is y is gelyk aan 1. Goed, so ons het my x-as en ek het my y-as. My horisontale asymptoot is hier by y gelyk aan 1. Nou gaan my skets deur hierdie punt. Hier het ek nou my eksponensiële funksie. Hy gaan deur die punt 0, 0, wat met ander woorde my y as afsnit is, en hulle gee vir my, hy gaan hier deur die punt 2 en min 3. Goed, so, uit die vorm uit, as ons nou kyk na sy vorm, moet ek al die gedagte kry, my b gaan groter wees as 1, maar my a gaan kleiner wees as 0. So dit moet ek nou al uit my vorm uit raak sien. Goed, so, ek gebruik my standaard vorm vergelyking fx is gelyk aan a maal met b tot die mag x plus q.
In die eerste plek stel jy jou horisontale asymptoot in. Ons het nou gesien ons horisontale asymptoot is y is gelyk aan 1. Met ander woorde, ons het fx is gelyk aan a maal met b tot die mag x, wat met ander woorde my kie is, né? Y gelyk aan 1 is my kie, so ek stel daar plus 1 in. Dan in die tweede plek stel ek my y as afsnit in. Nou wat is hy in hierdie geval? In hierdie geval is hy die punt 0 en 0, né? So ons gaan 0 en 0 instel om vir a op te los. Ons kry a maal met b tot die mag 0 plus 1. Met ander woorde, ons kry 0 is gelyk aan a plus 1, so daarom kan ek sê, ek vat my enetjie oor, so minus 1 is a, met ander woorde, daarom kan ek sê fx is gelyk aan minus 1 maal b tot die mag x plus 1. Nou om vir b op te los, moet ek my koördinaatpaar instel. My koördinaatpaar wat hulle vir my gegee het, is die punt 2 en min 3. Met ander woorde, die min 3 kom in y se plek en die 2 kom in x se plek. Met ander woorde, nou moet ek my b'tjie oplos, né? So ek vat my plus 1 oor, as hy sy tas nou gevat het en getrek het, verander sy teken. So ek het min 4 is gelyk aan minus b kwadraat, met ander woorde, ek kan sê b kwadraat is gelyk aan 4. 4 is gelyk aan 2 kwadraat. Nou, omdat my eksponente dieselfde is, kan ek daarom sê dat b gelyk moet wees aan 2. Daarom is b gelyk aan 2. My vergelyking van my funksie is met ander woorde, fx is gelyk aan minus 2 tot die mag x plus 1. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. So, hier gee hulle nou vir ons sketsie wat so lyk. Ons het ons x-as en ons y-as. Nou het ons 'n horisontale asymptoot, horisontaal, want hy is ewewydig aan die x-as en ons horisontale asymptoot is y gelyk aan 1. Met ander woorde, hierdie afsnit daar is 1. Nou gee hulle vir ons 'n sketsie wat so lyk. Hier gaan hy deur 4 en hulle gee vir ons die koördinaatpaar 1 en 7. So, ons het genoeg inligting, né? Hulle sê vir ons ons moet nou die horisontale asymptoot hê, die y as afsnit en 'n koördinaatpaar om die vergelyking te kan bepaal. So, ons gebruik y is gelyk aan a maal b tot die mag x plus kie. In die eerste plek stel ons y gelyk aan 1 in kie se plek in. Met ander woorde, ek kry y is gelyk aan a maal b tot die mag x plus 1. In die tweede plek stel ek die punt 0 en 4 in, wat my y as afsnit is. Met ander woorde, ek kry 4 is gelyk aan a maal b tot die mag 0 plus 1. My enetjie gaan oor,
4 minus 1 is gelyk aan A. Daarom kan ek sê A is gelyk aan 3. Ek het met ander woorde so ver dat Y is gelyk aan 3 maal B tot die mag X plus 1. Nou kort ek nog vir B. Wat gaan ek nou doen om vir B te bepaal? Dis reg, ek gaan die punt 1 en 7 instel. Met ander woorde, 7 is gelyk aan 3 maal met B tot die mag 1 plus 1. Ek wil vir B oplos. Met ander woorde, my 1 gaan oor. Ek kry 7 minus 1 is gelyk aan 3B. Met ander woorde, 6 is 3B. Ek wil vir B alleen hê, so ek gaan deel deur 3. Wat ek regs doen, moet ek links doen. Met ander woorde, B is gelyk aan 2. My vergelyking van hierdie grafiek is met ander woorde, Y is gelyk aan 3 maal 2 tot die mag X plus 1. Goed, hierdie is nou sommer 'n kort en kragtige vinnige lesie. Jy kan hierdie huiswerk nou inoefen om die vergelyking van 'n eksponensiële grafiek te bepaal deur die volgende huiswerksommetjies te voltooi. Geniet dit.